Geliefdes, julle kan julle Bybels vir my oopmaak by Efesiërs hoofstuk 5, verse 22 tot 33. Hoekom lyk die vrouens in ons midde vanoggend so min? Efesiërs 5 verse 22 tot 33. Ons gaan aan met ons studie deur die boek van Efesiërs. En die titel van vandag se boodskap is God se wil vir getroude vroue. God se wil vir die getroude vrou. Gemeente, ek gaan vanoggend met die deur weer in die huis inval. Ek wil nie met julle dans rondom die onderwerp nie, gegee die belangrikheid daarvan in ons dag en tyd, die onderwerp van die huwelik. En gegee die verwarring en die onkunde in die wêreld rondom ons rakende God se wil vir die huwelik en hoe hulle ingesteldheid die wêreld om ons ook die kerk beïnvloed, is dit belangrik dat ons hoor wat die Here omtrent hierdie belangrike instelling vir ons wil sê. Natuurlik wanneer ek uitpak vanuit ons teks wat die Here sê oor die rolle van die huwelik, moet ek ook aandag gee aan God se skepping daarvan. Dit wil sê die bloudruk van die huwelik. So ek gaan vanoggend ietsie sê oor hoe God die huwelik geskape het om te funksioneer voor ek by die rolle uitkom. Ek hoop ek gaan vanoggend klaar kry met wat ek beplan. Waarskynlik gaan ek nie, maar dan slaan ons oor tot volgende Sondag wanneer ek sal aangaan. Oom Willem, miskien kan oom vir my oom se selfoon stel tot so 20 oor 11. Dankie. Net dat ek binne perke bly. Gemeente, die God wat ons innig liefhet en wat ons uitgered het uit die bose bedeling van hierdie wêreld waarin ons leef. Hy het sy wil vir ons aan ons geopenbaar in sy woord, soos julle weet. Ook met betrekking tot die huweliksverhouding. En wat ek vanoggend gaan sê, is nie my of enige persoon se opinie nie. Dit is die geopenbaarde wil van God vir ons. Wat ek gaan sê vanoggend mag dalk nie heeltemal polities korrek wees in terme van die opvattings van die anti-christelike wêreld waarin ons leef nie. Tog wil ek die wil van die Here vanoggend vir julle voorhou met sagtheid. In lyn met ons God se karakter en ook met begrip dat in 'n gefalle wêreld is daar baie voor my wat worstel in die huwelik. Rakende die instelling van die huwelik, leer die skrifte vir ons, geliefdes, dat die huwelik is 'n skepingsinstelling. Dit maak deel uit van God se skepingsorde. Dit wil sê die huweliksverhouding was van die heel begin van tyd al daar gewees. Het dit bestaan. En in terme van God se intensie met die huwelik het hy dit bedoel as 'n bron van seën, nie net vir gelowiges nie, maar vir die hele mensdom. Ons lees in Genesis hoofstuk 1, net nadat dit praat van God se skepping van Adam en Eva, in hoofstuk 1 vers 28 sê Genesis, God het hulle geseën. Dit is sy bedoeling met die huwelik. En daarom het ons ook die spreekwoord, 'n goeie, 'n gesonde, 'n godvrugtige, 'n geseënde huwelik is die naaste belewenis aan die hemel wat 'n gelowige hierdie kant van die ewigheid kan hê. En dit is werklik waar. Met betrekking tot die ontstaan van die huweliksverhouding gemeente het ons die rekord in Genesis hoofstuk 2 vers 18 tot 24. Ons weet vanuit die skepingsverhaal in Genesis 1 en 2 dat God het eers die man geskape, Adam. En dan leer die woord vir ons dat God het die vrou Eva uit die man geskape en vir die man geskape. Genesis 2 vers 18 sê vir ons so mooi, die Here het gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n helper maak wat by hom pas, sy gelyke. En so het die Here dan vir Adam, nadat hy al die diere name gegee het en 'n diepe slaap laat val,
Hy het nie 'n helper vir hom gekry in die diereryk nie, daarom het die Here besluit om 'n ribbebeen uit te neem uit Adam se sy en die ribbebeen te omvorm na 'n vrou en die Here het die vrou uit die man geneem en haar dan na die man toe gebring vir die man en ons lees in die Genesis verhaal in vers 23 van hoofstuk 2, Adam se reaksie, daai blye reaksie. Hierdie een is uiteindelik been van my gebeente, vlees van my vlees, sy sal manin genoem word of vrou, want sy is uit die man geneem. En daarom, in die Nuwe Testament, op grond van die skepingsorde van die Here, bevestig Paulus vir ons, in 'n teks soos 1 Korintiërs 11 vers 3, God, die Vader is die hoof oor Christus, Christus is die hoof oor die man is die hoof oor die vrou, wat uit hom uit geneem is en vir hom geskape is. Daar is 'n gesagsstruktuur wat deel uitmaak van God se skepingsorde van God die Vader afwaarts. Paulus bevestig later in 1 Korintiërs 11 ook, hy sê in vers 8 en 9, die man is nie uit die vrou geneem nie, die vrou is uit die man geneem. Die man is nie ter wille van die vrou geskep nie, die vrou is ter wille van die man geskep. En tog, geliefdes, is daar 'n besonderse interafhanklikheid wat God daar gestel het tussen man en vrou. Dat die man ook afhanklik is van die vrou, hulle is interafhanklik van mekaar. Hy gaan aan om te sê in 1 Korintiërs 11, vers 11 en 12, nogtans bestaan 'n vrou nie apart van 'n man nie. En 'n man bestaan nie apart van 'n vrou nie in die Here, want soos die vrou daar is uit die man, sy is uit die man geskep, so ook is die man daar deur die vrou, die man word uit die vrou gebore. Daar is 'n kosbare interafhanklikheid. In terme van die aard van die huwelik, geliefdes, hoor my mooi, die huwelik wat God geskape het in die begin is 'n permanente verbond tussen een natuurlike man, dis hartseer dat ek dit so moet uitdruk in ons dag en tyd, maar een natuurlike man en een natuurlike vrou. Met permanente verbond bedoel ek, dit is lewenslank. Daarom sê Jesus ook in Matteus 19 vers 6, wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Dit is lewenslank, hierdie binding. Dit is ook 'n gewyde, dit is 'n heilige verhouding. Daarom sê ek, dis 'n permanente verbond, want verbond is die woord wat die skrifte gebruik om na die huwelik te verwys. In tekste soos Spreuke 2 vers 17, of soos Maleagi 2 vers 14 tot 16 vir ons sê, dis 'n heilige, 'n gewyde verhouding. Dit is nie die goedkoop, die kontraktuele gerieflikheidsooreenkoms wat die wêreld dit gemaak het nie. En as die huwelik nie meer gerieflik vir my is nie, kan ek mos van my man of vrou skei. Dis nie wat ons in die skrifte sien nie, dis 'n permanente verbond tussen een natuurlike man en een natuurlike vrou. Daarom praat ons van 'n monogame, heteroseksuele eg. Monogamous beteken 1 tot 1. Dis een man vir een vrou vir een man. En dit is heteroseksueel, menende dat dit is een natuurlike man vir een natuurlike vrou bedoel. As ek ook iets kan sê onder die aard van die huwelik, geliefdes, en dit is belangrik dat ek hierdie sê, ek sal nou verduidelik hoekom. Die Here het 'n gelykheid daar gestel tussen die geslagte. Dit moet julle hoor uit my mond uit vanmôre, dit is so belangrik. Daar is 'n gelykheid tussen die geslagte, soos Genesis 2 vers 18 in die begin sê. Dit was God se woorde, ek sal vir hom 'n helper maak wat by hom pas, sy gelyke. Daai woorde verskyn nie in die ou Afrikaanse vertaling nie, sy gelyke, dis wel in die 83, dis wel in die 2020 vertalings, dit word geïmpliseer deur die Hebreëus in die teks daar, sy gelyke. En dit is wat die res van die Bybel ook vir ons bevestig. Gelykheid tussen man en vrou, in terme van waardigheid. Beide man en vrou is op ewe knie na die beeld van God geskape. Dis nie dat die man meer beeld van God is as die vrou nie. En dis nie dat die vrou meer beeld van God is as die man nie.
En daarom is beide waardig van liefde, waardig van respek, as beelddraers van die lewende God. Daar is gelykheid in terme van waardigheid. Ons lees ook in die Bybel, daar is gelykheid in terme van saligheid of verlossing. In 'n teks soos 1 Petrus 3 vers 7 herinner Petrus die getroude man dat sy vrou is sy mede-erfgenaam van die genade van die lewe, die ewige lewe. Beide man en vrou is ewe redbaar voor die Here. Daar's gelykheid wat verlossing aanbetref. Daar's gelykheid, sê die Bybel, wat begaafdheid aanbetref. As ek 1 Korintiërs 12 vers 7 vers 11 soortgelyke tekste reg lees, dan sê dit daar dat God het aan elkeen, man en vrou deur die Gees, 'n gawe gegee wat hulle moet beoefen vir die opbou van die plaaslike gemeente. Die vroue staan nie agter in terme van begaafdheid om die kerk te bedien nie. Daar's 'n gelykheid in terme van waardigheid, in terme van saligheid, in terme van begaafdheid, ook in terme van ander dinge soos intelligensie of vermoë ensovoorts, julle weet. En dit is belangrik dat ek dit sê, want gewoonlik wanneer vroue hoor vanuit die woord, hulle moet onderdanig wees aan hulle mans, skop sekere vrese in. En hulle dink dadelik, of word gevra, beteken dit ek gaan my man se slaaf moet wees vir die res van my lewe? Beteken dit ek gaan sy vloerlap moet wees vir die res van my lewe en sovoorts? Nee. Die gelykheid wat God daar gestel het tussen die geslagte beteken dat die man is nie meerwaardig of minderwaardig as sy vrou of die vrou nie. Die vrou is nie meerwaardig of minderwaardig as die man nie. En miskien kan ek dalk ook net uitwys die simboliek agter die feit dat God Eva uit Adam se sy geneem het. 'n Ribbebeen wat hy omvorm het na die vrou. God het nie 'n gedeelte van Adam se skedel gebruik en dit omvorm na die vrou sodat sy op sy kop kan sit nie, né? Julle het dit al gehoor. Maar die Here het ook nie 'n beentjie uit Adam se voet geneem wat hy omvorm het tot die vrou sodat sy onder die man se voete kan wees nie. Uit sy uit geneem en na die man toe gebring daar waar sy hoort. Tog, in terme van die aard van die huwelik, al is daar 'n gelykheid tussen man en vrou, het God op grond van sy alwysheid 'n verskil daar gestel. Dis nie 'n mensgemaakte verskil nie, is 'n verskil wat God daar gestel het in terme van die rol of funksieverskil tussen man en vrou in die huwelik. En daai verskil is gebaseer op die ontwerp van die Here van die man en die vrou. Ons leer in die Bybel dat God die man ontwerp het, geskep het om 'n liefdevolle hoof in sy huis te wees. Hy is die leier oor die vrou. Hy is, as ek dit in terme van die ampte kan uitdruk, die koning, die priester, profeet oor sy vrou en sy huishouding en alles wat hierdie ampte impliseer. Hy stap voor sy vrou in terme van haar versorging, haar leiding, haar beskerming. Hy offer homself op ter wille van haar welstand, geestelik, emosioneel en fisies. En hy beskik oor die finale gesag oor sy vrou in terme van besluitneming. En hy doen so as een wat verantwoording gaan gee eendag aan die Here vir hoe hy sy vrou en huis gelei het in besluitneming. Die vrou is nie geskep, geontwerp vir hierdie rol nie. Dis nie haar rol in die huwelik nie. Die man is op unieke wyse deur die Here ontwerp om hierdie rol as liefdevolle hoof te vervul. Die Bybel leer vir ons die vrou is bedoel deur die Here en uniek ontwerp om 'n komplementerende helper vir haar man te wees. Dit is haar rol. Die vrou is die warm hart van die huishouding waaroor haar man hoof is. Sy is die gom wat die huis en elke lid in die huis aan mekaar bind. Sy is die een wat haar huis bou, so Spreuke sê, en wat effektiwiteit in die tuiste verseker. Sy is die een wat op 'n unieke manier haar man kan ondersteun, wat hom kan vertroos wanneer hy dit nodig het, en ons het dit baie nodig.
wat hom op 'n unieke manier kan versterk deur haar gebede, deur haar bemoediging. As komplementerende hulp is sy die een wat haar man op 'n unieke manier kan aanvul. En sy vanuit haar rol is die een wat hom navolg. Geliefdes, die man is nie ontwerp geskape vir hierdie rol om sy vrou se helper te wees nie. Die vrou is geskep en ontwerp vir hierdie rol. En in die lig van die verskil wat die Here daar gestel het tussen man en vrou, is dit ook sy begeerte, sien ons in die woord, dat manlike hoofskap sal manifesteer in die sfere waar die Here gesag gedelegeer het. Spesifiek in die huis en in die kerk. En dit is waarop God ons dan attent maak in die teks wat ons na kyk vandag. Net so 'n bietjie konteks voordat ons wegval met Efesiërs 5. In Efesiërs hoofstuk 1 tot 3, die eerste helfte van hierdie brief wat bietjie meer teoreties was, het Paulus die verlossende genade van God in Christus bespreek. Hy het vir ons onder andere aangedui dat al drie persone van die goddelike drie-eenheid was betrokke by ons verlossing in Christus Jesus. Byvoorbeeld God die Vader, hoofstuk 1 vers 3 het gesê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle hemelse seëninge in Christus. Soos hy ons in hom, in Christus uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, sodat ons heilig en onberispelik voor hom kan wees in liefde. Hy het ons voorbestem om ons aan te neem as sy kinders in Jesus Christus, tot lof van die heerlikheid van sy genade. Maar dis nie net die Vader wat betrokke was nie. Hoofstuk 1 vers 7 het gesê, die Seun was ook betrokke in ons verlossing. Ons is bevry van ons sondes deur sy bloed. En die Heilige Gees was ook betrokke by ons verlossing. Op ons aanhoor van die evangelie het hy ons wederbaar en ons verseël vir die ewige lewe en 'n ewige erfenis, en hy dien as waarborg vir ons van ons verlossing. Paulus het geskryf in hoofstuk 2 dat ons verlossing vir ons 'n realiteit geword het binne tyd en geskiedenis deur ons wedergeboorte. Hy het gesê in hoofstuk 2 vers 1, julle was dood, geestelik dood in julle misdade en sondes, maar God, wat ryk is in barmhartigheid en op grond van die groot liefde waarmee hy julle liefgehad het hy ons, selfs toe ons dood was in ons sondes, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. En hy het vir ons baie mooi verduidelik hier dat ons is verlos om deel te wees van God se verbondsvolk onder die nuwe verbond. Byvoorbeeld in Efesiërs 2 vers 12 het hy gesê, onthou dat julle, en hy skryf hier vir sy oorspronklike gehoor was heidene gewees. Hy sê, onthou dat julle in daardie tyd sonder Christus was, uitgesluit van die burgerskap van Israel, vreemdelinge ten opsigte van die verbondsbeloftes, sonder hoop, sonder God in die wêreld, maar nou, in Christus Jesus het julle, wat destyds ver was, naby gekom, deur die bloed van Christus. Hy is ons vrede, ons is ingesluit by die een nuwe mens, by die een nuwe liggaam, die kerk onder die nuwe verbond, soos verse 15 en 16 sê. Vers 19 sê, so is julle nie meer vreemdelinge en bywoners nie, julle is nou medeburgers van die heiliges, julle is lede van die huisgesin van God. Hoe besonders. En dit is wat Paulus behandel het in die eerste helfte van hierdie brief. En hy het dit nogal afgesluit aan die einde van hoofstuk 3 met hierdie mooi lofprysing. Hy sê, aan hom kom toe die heerlikheid in die kerk en in Christus Jesus, deur alle geslagte en vir ewig en ewig. Amen. En toe het ons begin met die tweede helfte van die brief. Efesiërs hoofstuk 4 tot 6, wat bietjie meer prakties is, waar Paulus bespreek die praktiese uitvloei van God se verlossende genade in ons lewens. En die vraag was gevra laas week, of laas keer, hoe moet ons nou as verlostes lewe in hierdie wêreld? Ons het dit bespreek in Efesiërs 5 vers 6 tot 20, die antwoord was as kinders van die lig. Let op wat sê hy in vers 8 van hoofstuk 5.
Want vroeër was julle wel duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan in die praktyk as kinders van die lig, en ons het uitgepak wat dit beteken in die lig van dit wat Paulus skryf. Nou vanoggend kom ons by 'n tweede vraag aan. Hoe moet ons as verlostes lewe, nie net in die wêreld nie, maar spesifiek in die huis? Hoe moet ons leef as verlostes in die huis? En Paulus beantwoord hierdie vraag in die lig van die 3 mees prominente verhoudings in die eerste eeuse huishouding. Die huweliksverhouding tussen man en vrou in hoofstuk 5 vers 22 tot 33. Die ouer-kind verhouding, hoofstuk 6 vers 1 tot 4. En dan ook die eienaar-slaaf verhouding, hoofstuk 6 vers 5 tot 9. Ons huishoudings vandag in die 21ste eeu lyk so bietjie anders. Daar is man en vrou, daar is ouers en kinders, maar ons het nie meer slawe noodwendig wat by ons aan huis bly nie. In die eerste eeu het pappa 'n ambag gehad, sy vrou en kinders het hom bygestaan in die ambag, en die slawe wat gewerk het vir hom was deel van die huishouding, die oikos. In ons dag pas ons baie van daai beginsels van die eienaar-slaaf verhouding toe in die verhouding van werkgewer-werknemer, en ons sal dit hanteer as ons daar kom. Ek wil maar net noem, hy kyk na hierdie 3 verhoudings. En ons begin vandag met die eerste verhouding in die huis wat Paulus aanspreek. Die huwelik. Die huwelik. En ek wil jou nou mooi vra vanoggend. Oom, tannie, seun, dogter, almal van julle, moenie afskakel omdat jy nie in die huwelik staan of omdat jy nie 'n getroude vrou is nie. Daniel? Moenie afskakel nie, want dit is so belangrik dat jy hoor wat die wil van die Here is. Dis sy begeerte dat jy ingelig is omtrent die waarheid van sy woord, sodat jy ingelig, jy verantwoordelikheid kan opneem teenoor die vroue in die gemeente en vir hulle kan bid, vir hulle kan bemoedig. Papa, mamma, oupa, ouma, sodat julle kinders kan grootmaak in hierdie waarheid. En vir hulle ook uitwys hoe die wêreld dit verdraai. En sodat ons mekaar in liefde kan bemoedig en teregwys in lig van die woord van die Here. So moenie afskakel nie, skakel juis aan, luister. As ek 'n proposisie moet gee vir die boodskap, sal dit wees, ons kyk vandag vanuit die woord van die Here na God se wil vir die getroude vrou, soos ek gesê het, sodat daar nie onkunde en verwarring mag bestaan onder die getroude vroue in ons midde, in terme van wat God vir hulle verwag, hoe hulle moet saamleef met hulle man nie. Daai verwarring sien ons in die wêreld daar buite. Ongelowiges het nie hierdie Bybelse ankers nie, en daarom sien ons hoe stikkend huwelike is, hoe verward mense is, en hoekom ons samelewing aan skerwe lê, want die basiese boublok van enige samelewing het nie ankers nie. Ons sien dit in die wêreld, en ons wil nie onkundig verward wees nie. Eerder getroude vroue, dis my begeerte dat julle moet verstaan wat die wil van die Here is. Kyk gou terug in Efesiërs 5, vers 15. Daar het Paulus vir ons gesê, let sorgvuldig op hoe julle leef, nie as onverstandiges nie, maar as wyses. Kyk na vers 17. Om hierdie rede moet julle nie onverstandig wees nie, probeer om te verstaan wat die wil van die Here is. En daarom kyk ons hierna, dat julle mag verstaan wat die wil van die Here vir julle is, vir die huwelik. Hoe God wil jy saam met jou Godgegewe man moet leef, ter wille van God se eer allereers, en ook jou voordeel. Nou ja, hierdie was seker die langste inleiding van enige preek nog, maar julle sal verstaan hoekom. Kom ons lees dan saam Efesiërs 5, vanaf vers 22 tot 33, in die lig van wat ek vanoggend gesê het. Die geïnspireerde, gesaghebbende, foutlose en algenoegsame woord van ons Here sê, vroue, wees onderdanig aan julle mans, soos aan die Here. Omdat die man die hoof is van die vrou, soos Christus ook hoof is van die kerk. Hy is verlosser van die liggaam.
Maar soos die kerk onderdanig is aan Christus, so ook moet die vroue in alle opsigte aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vroue lief hê, soos ook Christus die kerk lief gehad het en homself ter wille van haar oorgegee het, sodat hy haar kon heilig, deurdat hy haar gereinig het, deur die was met water en die woord. Dit het hy gedoen sodat hy vir homself die kerk in heerlikheid daar kan stel, sonder vlek of rimpel of enige iets dergeliks, heilig en sonder smet. Net soos die mans verplig om hulle eie vroue soos hulle eie liggame lief te hê. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Niemand het nog ooit sy eie liggaam gehad nie, inteendeel, hy voed en hy koester dit, soos Christus sy kerk. Ons is immers lede van sy liggaam. Om hierdie rede sal 'n man sy vader en moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind, en hulle twee sal een vlees wees. Hierdie geheimenis is groot, en ek sê dit met verwysing na Christus en die kerk. Maar dit geld ook vir een en almal van julle. Laat elkeen sy eie vrou lief hê, soos hy homself lief het, en laat die vrou haar man eerbiedig. Tot sover die woord van die Here. Gemeente, kom ons sluit ons oë. Dan vra ons net die Here se hulp, soos wat ons nou indelf in dit wat Paulus hier skryf. Hemelse Vader, met nederigheid buig ons onsself voor U. Ons ag dit so groot voorreg dat ons vanoggend met die aanvang van 'n nuwe week na U woord toe kan kom, ongehinderd. En dat ons kan onsself oopstel vir U, dat U met ons mag praat. Nie net wat ons intellek aanbetref nie, maar wat ons harte aanbetref, deur U woord, deur U Gees. En dat U ons mag transformeer, sodat ons meer soos Jesus sal word, en spesifiek rakende hierdie kosbare beeld van Christus se verhouding met sy kerklike bruid, dat ons mag groei om 'n gepaste, 'n God verheerlikende bruid vir U mag wees. Ag Here, kom en doen U werk in ons midde, dit is ons verlange in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, met betrekking tot die huwelik, beveel God, getroude vrou, wees onderdanig aan jou man. Ek sê dit weer, getroude vrou, wees onderdanig aan jou man. Ek wil eers die wat-vraag beantwoord wat Paulus vir ons hier beantwoord. Wat is dit wat die Here verwag van die getroude vrou? Wel, eerstens duidelik is om onderdanig te wees. Dit word 2 keer genoem in hierdie 3 verse, in vers 22 en vers 24. En soos ek al vir julle gesê het, daar is herhaling ter wille van beklemtoning in die Bybel. Dit sê vir ons hoe belangrik dit is vir die Here dat 'n getroude vrou onderdanig moet wees aan haar man. Om die waarheid te sê, in al die Nuwe Testament tekste wat praat van die vrou se rol in die huwelik, word hierdie opdrag herhaal. Kolossense 3 vers 18, waar Paulus skryf, hy sê, vroue, julle moet onderdanig wees aan julle mans, soos dit gepas is, met ander woorde, soos dit reg is vir mense in die Here. Dis reg vir diegene wat Christus bely om onderdanig te wees aan hulle mans. In Titus 2 vers 4 lees ons ook, die apostel Paulus sê, die ouer vroue in die gemeente moet die jonger vroue leer om hulle mans en hulle kinders lief te hê, in Titus 2 vers 4 en 5, en spesifiek om onderdanig te wees aan hulle mans, sodat die woord van God nie belaster word nie. In 1 Petrus 3 vers 1 tot 7 lees ons dieselfde. Paulus skryf hier, net so, dit wil sê net soos wat Christus in sy lyding aan die kruis homself aan die Vader onderwerp het, homself aan God toevertrou het, net so moet die vrou aan julle eie mans onderdanig wees. Geliefdes, dis 'n ondubbelsinnige opdrag, dis maklik verstaanbaar, tog.
Dis nie so maklik uitvoerbaar nie. Ek kan onthou, dis seker nou al 'n paar jaar gelede wat ek meer in breë stroke gepreek het oor die huweliksverhouding vanuit hierdie einste teks. Ek dink dit was in 2023 wat ek dit gepreek het en een van die getroude vroue het na die tyd die vraag gevra, beteken dit dan, as ek onderdanig moet wees aan my man, dat hy vir my 'n lysie moet gee met take in die oggend en dat dit my enigste doel is om daai lysie uit te voer deur die loop van die dag. Liefdes, dis nie wat onderdanigheid beteken nie, alhoewel die man sou dalk nie met my saamstem nie. Ek wil vir julle verseker, en ek gaan probeer om hierdie onderdanigheid mooi te omskryf. Dis nie die gehoorsaamheid van 'n kind teenoor 'n ouer nie. Kyk gou na Efesiërs 6 vers 1. Daar sê God vir die kinders, wees in die Here aan julle ouers gehoorsaam, want dit is hoe dit hoort. En jy moet hoor, getroude vrou, dis ook nie die gehoorsaamheid van 'n slaaf teenoor 'n eienaar nie. Kyk wat sê die Here vir die slawe in Efesiërs 6 vers 5. Slawe, wees met vrees en bewering aan julle aardse eienaars gehoorsaam, met opregte harte soos aan Christus. Julle sal agterkom, die woord gehoorsaam verskyn nie in die teks wat praat oor die vrou nie, maar onderdanigheid. Onderdanigheid is 'n sagter term. Tog is gehoorsaamheid inherent deel van hierdie woord wat Paulus gebruik van onderdanigheid. Maar geliefdes, dit is die gehoorsaamheid van 'n gelyke. Dit is die gehoorsaamheid van 'n spanmaat. Dit is die gehoorsaamheid van 'n gewaardeerde en 'n geliefde vernoot en vertroueling. Die term wat Paulus hier gebruik wat vertaal word as onderdanig in ons teks is die Griekse woord hupotasso. Die leksikale definisie van hierdie term is om jouself te onderwerp aan die wil, die bevele of voorskrifte van 'n ander. Dit is wat die leksikon vir ons sê omtrent die betekenis van hierdie woord. Dit wil sê, vroue, dit beteken om jouself gewillig en vrywillig as 'n helper onder jou man se leiding te plaas, om saam met hom te werk. Hierdie woord hupotasso was in antieke tye as 'n militêre term gebruik om te beskryf hoe 'n soldaat onder sy bevelvoerder inkom, hoe hy homself ondergeskik stel aan sy bevelvoerder om saam met sy bevelvoerder in 'n span saam te werk tot oorwinning in die stryd. Dis die idee. Nou geliefdes, hierdie onderdanigheid wat die Here vereis van die vrou is 'n spesifieke onderdanigheid. Let op dat die apostel Paulus hier skryf 2 maal, weer eens vir herhaling, beklemtoning, in vers 22 en 24, dat dit is 'n onderdanigheid aan julle eie mans. Dit wil sê, jy is nie hierdie onderdanigheid verskuldig aan alle mans nie. Jy is nie hierdie onderdanigheid verskuldig aan hulle nie, en jy is ook nie beskikbaar as onderdaan of onderdanig te wees aan alle mans nie, slegs aan julle eie mans. Wat ek ook wil uitwys in terme van hierdie onderdanigheid is dat die woord sê vir ons, dit is omvattend. In vers 24 word dit gesê dat hierdie onderdanigheid is soos die kerk se onderdanigheid aan haar hoof, Christus. En die woorde in alle opsigte word gebruik hier in vers 24. So moet die vroue in alle opsigte aan hulle mans onderdanig wees. Dit wil sê, net soos wat die kerk nie selektief kan wees onder ons hemelse hoof, watter van sy leiding ons wil aanvaar en wat ons nie wil navolg nie, is voor die hand liggend, ons buig die knie voor Christus in alle opsigte, en net so trek Paulus dan daai beginsel deur en hy sê, die getroude vrou moet in alle opsigte onderdanig wees. Sy kan nie selektief wees. Ek sal in hierdie area onderdanig wees aan my man, maar nie in hierdie area nie. En Paulus beaam, want hy weet dit is moeilik vir die vroue om te hoor, hy beaam dit met 2 illustrasies in ons teks.
waaruit hy die beginsels deurtrek. Eerstens, hy sê in vers 22, vroue, wees onderdanig aan julle mans, soos aan die Here. Sjoe, soos wat die gelowige onderdanig moet wees aan die Here, in alle opsigte, so die vrou aan haar man. En dan vers 24 se illustrasie, soos die kerk, die gemeente aan Christus, onderdanig is in alle opsigte, so ook die getroude vrou. Ek moet wel uitlig, die enigste behoud is ten opsigte van sonde. Wanneer jou man van jou deur sy lyding verwag om jou gewete te oorskry en te sondig teen jou opperhoof, Jesus Christus. Dit wil sê, wanneer jou man van jou verwag om iets wat die Here jou beveel nie te doen nie, of om iets te doen wat die Here beveel jy mag nie doen nie, dan het jy die plig om ongehoorsaam te wees aan jou sekondêre hoof, wie se gesag slegs 'n gedelegeerde gesag is, sodat jy gehoorsaam kan wees aan jou opperhoof, die Here Jesus Christus, om hom te gehoorsaam. Dit is net wanneer daar 'n botsing van belange is tussen die leiding van jou opperhoof en jou sekondêre hoof. En wanneer jy dit dan doen, vrou, tog ook in liefde en met respek vir jou man, want hy is jou hoof volgens die skepingsorde van die Here. Ek wil ook iets anders uitwys. Ek weet my tyd is baie beperk. Ek wil wel net deur hierdie kom. Verduur my. Hierdie onderdanigheid is ongeag jou man se verdienste. Dis ongeag of jou man sy rol vervul wat die Here hom gee of nie. Verwag die Here steeds van jou om onderdanig te wees aan hom. Kyk bietjie in 1 Petrus 3, verse 1 tot 7. Daar sê die Here deur die pen van die apostel Petrus hier, net soos Christus gelei het en homself onderwerp het aan die Vader in sy lyde, homself toevertrou het aan die Vader wat regverdig oordeel, net so vroue moet julle aan julle eie mans onderdanig wees, let nou op, sodat selfs indien sommige van hulle aan die woord ongehoorsaam is. Dit wil sê as dit 'n ongelowige huweliksmaat is wat jy het. En hy's ongehoorsaam want hy verag en verwerp die waarheid van God. Of dit kan 'n gelowige huweliksmaat wees wat ongehoorsaam is aan die woord. Soos die teks hier sê dat hy gewen kan word sonder 'n woord deur die manier waarop jy leef, omdat hulle julle rein, eerbiedige leefwyse raak sien. Julle stille, rustige gees kan sien. En wat moet die vrou doen? Net so 'n bietjie toepassing. Wat moet 'n vrou doen as haar man nie sy verantwoordelikheid opneem in sy rol wat die Here aan hom gegee het oor jou en in die huishouding nie? Ek weet dit gebeur baie. Manne, julle moet ook luister. Moenie strydlustig wees met jou man vanuit jou emosies op grond van frustrasie of so iets nie. Spreuke leer vir ons dat strydlustigheid is presies die teenoorgestelde van onderdanigheid. In Spreuke 21 vers 9 en vers 19, Spreuke 27 vers 15 tot 16, moenie beklei met hom nie. Veral nie in die hitte van die oomblik nie. Wees wys in terme van hoe en wanneer jy hom teregwys as sy helper. Ek gaan so bietjie later, dalk nie vandag nie, maar volgende keer iets sê van wat dit beteken in die praktyk vir jou om onderdanig te wees. Dit beteken basies dat jy jou Godgegewe rol as sy komplementerende helper opneem. En as sy helper beteken dit dat jy ook deur die Here aan hom gegee is om hom tereg te wys. Dit is jou plek om jou man tereg te wys in liefde, met 'n sagte en stille gees. Dis deel van onderdanigheid. Maar wees wys in terme van hoe jy dit doen en wanneer jy dit doen. En wanneer jy dit doen, dierbare vrou, dis nou beaming. Onthou asseblief, jou man is nie die vyand nie. Ek weet dit voel vir jou in daai oomblik so. Satan, ons sielevyand, wil hê jy moet dink hy is die vyand, want dit is hoe hy vernietiging aanrig in huwelike. Jou man, al is hy nie besig om sy rol te vervul nie, is nie jou vyand nie.
Hy is ook onder die versoeking van die vyand en hy het jou hulp nodig om daai versoeking teen te staan en sy rol op te neem, net soos jy jou man se hulp nodig het. Hy's nie die vyand nie. Miskien voel jy, ag, ek het al soveel keer met my man gepraat oor sy stokperdjie en dat hy nie verantwoordelikheid neem in die huis om te help en voort te gaan nie. Moenie ophou bid vir hom nie. Bid is die kragtigste wapen wat jy het vir die Here om in sy hart te werk en om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel en om te beweeg tot gehoorsaamheid aan die Here. Moenie ophou bid vir hom nie en staan hom by, moedig hom konstant aan om te doen wat reg is in die oë van die Here. As dit 'n krisis is, dan wil ek jou aanmoedig, moenie direk met die ouderlinge kom praat nie. Miskien is dit nodig dat jy dit doen, maar moedig jou man ten minste eerste aan as hoof van die huis om die ouderlinge te nader sodat ons julle Bybels kan help in julle situasie. En deurgaans in alles dit bly onderdanig ter wille van die eer van jou opperhoof met 'n sagte, 'n stille ingesteldheid. En wees ook bereid om soos Jesus volgens 1 Petrus 2 te ly onregverdig. Dis die konteks van 1 Petrus 3 waar die Here vir julle sê, getroude vroue, wees onderdanig aan julle man, sodat selfs al is sommige van hulle ongehoorsaam aan die woord, dat hulle deur julle rein en heilige lewe gewin kan word vir die Here. Ag, daar's soveel meer te sê. Ek wil gesels oor die prioriteit, jou versiering, wat dit beteken, wat onderdanigheid nie beteken nie, en wat onderdanigheid wel beteken. Ek en my vrou was baie in gesprek en ek wil gedagtes met julle deel, vroue, oor wat dit beteken. Ek wil die waarom vraag beantwoord, hoekom moet julle onderdanig wees? Kyk na 3 spesifieke dinge. Ek wil ook met julle praat oor die hoe om dit te doen. En ook kyk na jou rol in die lig van die evangelie. Dit sal ons dan volgende keer doen, as die Here wil en as hy vertoef om te kom. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons dank U wat met ons was, wat ons gehelp het om aandag te gee, 'n bietjie meer in diepte aan dit wat U openbaar in die skrifte oor die huwelik en dan spesifiek oor die rol van die getroude vrou wie 'n komplementerende helper vir haar man is. Ag Here, wees U die naprediker van die woord. Bevestig hierdie dinge in ons harte. Moenie dat enige iemand my woord daarvoor vat nie, maar die skrifte gaan ondersoek soos die Bereane om vas te stel, is hierdie dinge inderdaad so volgens die geïnspireerde, gesaghebende openbaring van God in die Bybel. En ek wil baie spesifiek dan bid saam met die gemeente vir die getroude vroue in ons midde. So gewaardeerd, so geliefd. Dankie vir hulle, Here. Dankie dat U vir hulle 'n God van nabyheid is, wat betrokke is in hulle lewens, wat 'n altyd teenwoordige helper ook vir hulle is en wat hulle in staat stel om te doen dit wat Jesus gemodelleer het deur sy voorbeeld en wat hy ook van hulle verwag. Here, staan hulle naby, versterk hulle, gee vir hulle moed en voorsien dat ons as 'n gemeente hulle op 'n gepaste wyse mag omarm en ondersteun die wat worsteling beleef. Vir die wat werklik geseënde huwelike het. Here, dankie daarvoor ook. Dit is so 'n betoning van genade in hierdie gebroke wêreld. Mag U dan ook verder elke huwelik in ons gemeente seën. Elke huwelik wat verteenwoordig word deur diegene hier voor my. En dit tot eer van U naam. Here, seën ons ook nou in die sing van die slotlied, die uitspreek van die seënbede en die samesyn na die tyd. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die besonderse naam van Jesus Christus. Mag sy genade, die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Heiliges met julle wees. Amen.